So ons gaan voort met ons nuwe reeks Lewe vir Meer, en as julle kyk na daai prentjie, dan sal julle sien dat dis 'n nou paadjie. Jesus sê die pad na die verderf is baie wyd, maar die pad na die ewige lewe is 'n nou pad. Nou as jy 'n gemeente soos hierdie wil groei, moet jy 'n gemeente groei op twee maniere. Okay? Jy moet die gemeente groei numeries, jy wil meer mense hê, maar dit is ook belangrik om mense dieper te neem geestelik. Nou na Pinkster is so 'n tyd waar ons gewoonlik na die gemeente toe kom en ons daag julle uit. En hierdie reeks daag julle uit en sê vir julle lewe vir meer. Lewe vir meer is wat jy kan sien, lewe ook vir onsigbare goed. Lewe vir meer is die tydelike, lewe ook vir die ewige. Lewe vir meer, maar daardie pad na meer is 'n nou pad. Is nie wyd nie, nie baie ouens is op hom nie. Jesus sê daar's min mense wat hierdie pad kies. En is ons verantwoordelikheid as lerende ouderlinge, ek, Jan, Stefan en Dani, almal wat preek in hierdie gemeente, ons moet julle uitdaag om hierdie pad te stap. Dis ons verantwoordelikheid. Laasweek het Jan begin en gesê, hoor hierso baie belangrik, hierdie pad is 'n pad van geloof. Die Bybel sê sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Jy kan nie na God toe kom as jy nie glo dat hy werklik is nie. Jy moet geloof hê. Vanoggend wil ek praat oor toewyding. Om committed te wees. Nou ek het 'n sinnetjie in hierdie week by my gedagtes opgekom die hele tyd. Toewyding verander die wêreld en ons omstandighede. Toewyding verander dinge. Ek weet nie of jy weet wie Michael Phelps is nie, maar hy is die mees suksesvolste Olimpiese atleet in die geskiedenis van die mensdom. Hy was 'n swemmer. So Michael Phelps het 28 medaljes gewen by die Olimpiese spele. Kan jy jouself voorstel? Hy het in 2000, 2004, 2008, 2012 en in 2016 deelgeneem aan die Olimpiese spele. 23 goue medaljes van die 28. Kan jy jouself voorstel? 3 silwer en 2 brons. Sy hoogtepunt was in 2008 toe hy in Beijing 8 goue medaljes gewen het. Ongelooflik. En toe in 2012 swem hy teen Chad le Clos, kan julle dit onthou, in Londen, en hy verloor. En hy quit. Hy sê ek gaan ophou swem. En almal sê vir Michael, jy is so talentvol, hoekom hou jy nie aan swem nie, jy kan nog meer medaljes wen. En hy het weer begin swem, by the way. Hy het in 2016 ook. Maar interessant, hier sy antwoord, toe mense vir hom vra, hoekom hou jy op? Toe sê hy, I am tired of staring at a black line for 8 hours a day. Ek is moeg. Hy het sy commitment verloor, hy het sy toewyding verloor. Maar is interessant, daar's baie mense wat talentvol is, soos Michael Phelps, maar hulle het net nie daai vlak van toewyding nie. Ek seker jy het dit al gesien, né, met jou kinders op skool. Daar's baie kinders wat talentvol is, maar hulle het net nie die toewyding wat ander kinders het nie. En daarom bereik hulle nie sukses nie. Hierdie nou pad van Jesus is 'n pad van toewyding, dit verander dinge. Een van die wêreld se bekendste antropoloë wat nog ooit geleef het, is 'n vrou met die naam van Margaret Mead. En kyk wat sê sy, uit al haar antropologiese studies, en onthou, antropoloë bestudeer kulture en mensegroepe en wat hulle suksesvol gemaak het, hulle gebruike. Sy sê, never doubt that a small group of thoughtful, committed people can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has. 'n Klein groepie mense wat 'n bietjie dink oor goed en hulle self totaal en al toewy aan dit. Ek dink aan die kerk na Pinkster, né? Hulle het bietjie gedink oor goed, hulle het 'n gesonde teologie.
maar hulle het hulle self totaal en al toegewy. Dis dieselfde vir my en jou ewige reis met God. Hierdie nou pad is 'n pad wat alles van jou vra. So kom ons doen 'n bietjie 'n Bybelstudie oor toewyding. Ons begin in 2 Kronieke 16 vers 9. Een van my gunsteling teksgedeeltes. Want die Here, sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun, wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Nie 99% nie, 100%, onverdeeld, totaal en al. Wil jy hê die Here moet jou kragtig steun, dan moet jou hart onverdeeld wees, gefokus op hom. Jeremia 29 vers 11, baie van julle is baie lief vir hierdie teksgedeelte, maar ons stop ongelukkig net te vroeg. Kom ons gaan 'n bietjie aan tot vers 13, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid, en ek sal na julle luister, en julle sal my soek en my vind, as julle na my vra met julle hele hart. 'n onverdeelde hart, 'n hele hart. Dit is toewyding. Ons kry dit al in die Ou Testament. Daar word gevra vir totale toewyding aan God. Filippense 4 vers 18. Paulus skryf vir hierdie gemeente en hy sê, maar ek het alles ontvang en ek het oorvloed. Is interessant, die gemeente van Filippense was die kleinste kerk, maar hulle was verantwoordelik vir amper 80% van Paulus se inkomste op sy sendingreise. Kyk wat sê Paulus vir hulle. En ek het dit volop nou dat ek van Epafroditus ontvang het, wat deur julle gestuur is, 'n lieflike geur, 'n welgevallige offer, welbehaaglik by God. Hierdie gemeente het alles gegee wat hulle kon vir Paulus. En kyk nou wat se belofte kry Filippense. Nie die Korintiërs nie die ouens in Galasië nie die ouens in Kolosse nie. Niemand kry hierdie belofte nie. Wie kry die belofte? Hierdie klein committed gemeente in Filippense. En dit is wat Paulus vir hulle sê, en my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom, hy besit alles, in heerlikheid deur Christus Jesus. Die kleinste kerk wat die meeste gee, kry hierdie belofte van Paulus af, dat God sal vir julle voorsien, want ek sien julle toewyding vir die werk van God. Openbaring 2 vers 15. Ek ken jou werke, die gemeente in Laodicea, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm, maar nou, omdat jy lou is, en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Is dit nie interessant nie, né? Sien julle, daar so halwe toegewydheid, né? So halwe commitment. God hou nie daarvan nie. Dit pla hom. Dit werk nie vir hom nie. Kom ons kyk na Romeine 12 vers 11. Moenie sleepvoet wees in julle toewyding nie. Hierdie is die Nuwe Lewende Vertaling. Het jy al 'n tiener uit hulle kamer uit sien stap in die oggende? Nee. Ek het net daai prentjie gekry toe ek dit lees. Nee, moenie sleepvoet wees in julle toewyding nie. Wees entoesiasties, wees werklik diensbaar vir die Here. Wees bly oor die wonderlike toekoms wat God vir julle beplan.
volhard in tye van swaar kry. Moenie verslap in die gebed nie. As medegelowiges in nood verkeer, wees jy die een om 'n helpende hand na hulle toe uit te steek. Moenie die kerk bel nie. Wees jy die een. Draai na die persoon langs jou, sê vir hulle, wees jy die een. Daar's 'n stuk eienaarskap wat kom saam met toewyding. As ek saam met God leef en ek sien 'n behoefte, dan tree ek op. Ek tree op, ek doen iets. Dis my verantwoordelikheid. Kom ons kyk na Filippense 1 vers 9. En hierdie is fascinerend, want hier's waarmee toewyding jou nou help, né? Weet julle waarvoor bid ek? Ek bid dat julle al hoe nader aan Jesus sal leef. Dit is moontlik as jy bereid is om uit jou geestelike ervaring te leer. Wat is die resultaat van toewyding? Vers 10 sê dit. Dan sal jy altyd die beste keuses kan maak. Jy maak jou beste keuses as jy naby aan Jesus is. As jy toegewyd is, dan kan jy onderskei wat is werklik belangrik en wat is nie. Want as alles belangrik is, dan is niks belangrik nie. As jy naby aan Jesus is, dan kan jy onderskei. Hoekom? Dit sal sorg dat wanneer Jesus weer kom, niemand 'n vinger na julle sal kan wys en julle van swakhede beskuldig nie. In alles wat julle doen, sal mense kan sien dat julle verhouding met God reg is. Dis toewyding. Totaal en al oorgegee aan die Here. Dan kan jy onderskei wat's werklik belangrik. Waarvoor moet ek my tyd gee? Partykeer probeer ons almal akkommodeer. Weet jy wat is die grootste resep vir chaos? Is probeer almal akkommodeer. Jy kan nie. As jy jou lewe gee vir ewige onsigbare goed, maak dit jou baie keer onpopulêr. Maar dis wat 'n lewe van toewyding vir jou vra. Psalm 37 vers 4. En verlustig jou in die Here. Dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Weet jy wat gebeur as jy met toewyding leef? Is jy kom agter wat jou hart werklik begeer en dan begin jy beter besluite neem. Haar 'n nuwe mooi visstok wat jy dink gaan jou gelukkig maak. Vra my, ek weet. My vrou vra, wat maak jy met al hierdie visstokke? Ek sê, ek vang vis met hulle. Sy sê, maar het jy nie al genoeg nie? Dalk. Ek weet nie. Kan 'n mens ooit genoeg visstokke hê? Dis die diep eksistensiële vraag waarmee ek sit. Kyk wat sê Henry Wally, seker een van die grootste evangeliste wat geleef het in die 19de eeu. Hy sê, the world has yet to see what God can do in and through and for the person who is totally committed to Christ. Die wêreld moet dit nog sien. Die wêreld moet nog sien wat God werklik kan doen deur iemand wat totaal en al toegewyd leef aan die Here. Wil jy nie daai uitnodiging aanvaar nie? Ek sê vir Jan voor die diens, ek's op 'n reis met toewyding. Die laaste 3 weke wat ek aan hierdie preek gewerk het, stap ek 'n pad met die Here. Wat gebeur in my hart? Wat gebeur in my lewe? Is ek werklik oorgegee aan hom?
sodat ek kan onderskei wat reg en verkeerd is. Dat ek kan onderskei wat werklik belangrik is. Nou waar begin ek met toewyding? Wel, daar's 'n paar basiese goed wat jy moet regkry in jou lewe. Ek het 'n paar jaar terug 'n preek geluister van Rick Warren en hy het gesê, daar's 4 basiese goed wat toewyding van jou vra. In die eerste plek, die eerste oomblikke van jou dag, Psalm 5 vers 3 tot 5, sê Dawid, as ek in die oggend opstaan, die eerste ding waarna ek luister, is God se stem. Ek het 'n geestelike mentor en hy het my hierdie 'n gewoonte aangeleer. As ek in die oggend opstaan en ek sit my voete op die grond langs my bed, dan sê ek, "This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it." Party oggende sit ek my voete neer en sê ek, "Never despise the day of small beginnings." Ek probeer wakker word met 'n teks elke oggend. God se stem, sy stem kom deur die woord. Ek memoriseer sekere goed in my kop. Moeilike dae sit ek my voete neer en sê ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Sekere dae as ek hoop nodig het, dan sit ek my voete deur en sê, God kan meer doen as wat ek ooit kan dink of droom of besef. Efesiërs 3 vers 20. Waarmee sit jy jou voete neer op die grond elke dag? Daardie eerste oomblikke van jou dag, rig jou gedagtes op God, is 'n non-negotiable. Ek het eendag 'n boek gelees in die Oud Gespot. Hy het gesê, word jy wakker en sê, "Oh God, it's morning." Of word jy wakker en sê, "Thank God it's morning." Nee, dit is jou gesindheid waarmee jy wakker word. Die tweede ding is, die eerste dag van die week, Sondag, moet aan God behoort. Wat doen jy elke Sondag om jouself toe te wy aan God? Ons kom kerk toe. Ons lees in Handelinge 20 vers 7 dat die Christene het weggebreek van die Sabbat af. En hulle die Sondag gekies. Hoekom? Want dis die dag waarop Christus opgestaan het uit die dood. En hulle het gesê, dis die dag wat ons vier. Die Messias het op hierdie dag die dood oorwin. En die geskiedenis van die mensdom is vir altyd verander. En die vraag is vir altyd beantwoord dat hierdie wêreld 'n beter plek kan word. Want die dood is oorwin. Nommer 3. Die eerste gedeelte van my inkomste. It's a non-negotiable. As jy wil praat van geloof, waaroor Jan laasweek gepraat het, hier is dit. Een van my mentors het gesê, die laaste ding wat gewoonlik tot bekering kom in 'n onverdeelde hart is mense se beursies. Jou eerste, nie jou laaste nie. Jy maak nie 'n berekening en sê, kan ek dit nog bekostig om vir die Here te gee nie? Nee, jy gee vir hom die eerste 10de van jou inkomste. It's a non-negotiable. Dis geloof, dis volle toewyding. As jy dit nie doen nie, dan het ons gesprekke om te voer oor jou toewyding. En dan nommer 4. Die eerste opinie wat ek soek. En ons het dit gesien in al die tekste, maar kyk na hierdie teks in Spreuke 3 vers 5. Dit is 'n ongelooflike teksgedeelte. Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Moenie dink dat jy het die wysheid in pag nie. Dien die Here. In alles wat ek doen, bid ek eers. Wat ek gewoonlik doen is ek sê, ek gaan eers 'n dag of 2 hieroor bid. En wat ek baie keer doen in my gedagtes is, ek lewe asof ek ja sê vir hierdie ding, en dan kyk ek hoe voel ek, en ek vra, Here, is dit hoe ek moet voel? En as ek ja sê vir hierdie ding, en dan vir 'n dag leef ek asof ek nee sê vir iets, en dan kyk ek hoe voel ek in my hart, en ek bid daaroor, en ek vra vir die Here, help my om te onderskei. Wat is reg en wat is verkeerd hierso?
Ek sal nooit vergeet nie, net nadat ek tot bekering gekom het, het ek Richard Foster se boekie gelees, Celebration of Discipline, en ek het hierdie goed met my pa bespreek, en hy het vir my gesê, joh, my seun, nou raak jy fanaties. Nou. En ek dink dit kan partykeer voel, asof ons fanaties raak. Maar dis wat Jesus van ons vra. Dis wat Jesus van ons vra. Ek dink partykeer dink ons, Jesus was nie so hard op sy disippels nie. Jy weet, hier is die ou van genade, Jesus. Maar kyk wat sê Jesus vir sy disippels in Matteus 5 vers 20. Hy praat oor toewyding. Hy sê, want ek sê vir julle, as julle nie die skrifkenners en die fariseërs oortref in hoe julle God se wil uitleef nie, sal julle beslis nie toegelaat word in God se koninkryk nie. Dis hard. Dis harde woorde daai. Want hierdie fariseërs het die letter van die wet onderhou. Hierdie is die ouens, wat as hulle 'n vrou sien kom, het hulle oë toegemaak het en in pale en mure vasgeloop het. Hulle was radikaal. Hulle was fanaties. Jesus sê, saam met my moet julle dit oortref. Is dit nie ongelooflik nie? Ons het partykeer hierdie konsep van Jesus is genade, dis okay, hy doen alles vir ons. Hy het. Maar as gevolg daarvan, van hom wat alles vir ons gedoen het, wy ons onsself meer radikaal toe aan Jesus. Nou wat is die geheim van toewyding? Hoe kry 'n mens dit reg? Hoe begin ek 'n lewe leef van toewyding? Ja, ek moet daai 4 basiese goed doen van Rick Warren, maar hier is die groot geheim van toewyding, en ek wil jy moet dit onthou, dis werklik 'n geheim. Konsekwentheid, klop intensiteit, elke dag en 2 maal op Sondag. Konsekwentheid. Moenie dink jy moet nou meer intensief goed gaan doen nie. Nee, jy moet dit net konsekwent begin doen. Konsekwent. As jy opstaan in die oggend, dink eerstens aan God. As Sondag daar is en die weer lyk sleg, kom nog steeds kerk toe. Jy is tot alles in staat. Jy kan tot met slegte weer kerk toe kom met die krag van Jesus, ek beloof jou. Neem daai stap in geloof en elke maand jou eerste 10de vir die Here. En elke besluit wat jy moet neem, wag 'n bietjie. As jy daar in die winkel loop en jy wil daai geld spandeer, wag 'n dag. Die winkel is môre daar, hy's weer oop. Kom terug na dit toe. Baie belangrik. Konsekwent. Elke dag. Is interessant as jy gaan kyk na daai eerste kerk na Pinkster. En hulle het daagliks volhard. Nie so nou en dan nie, nie 1 keer 'n week nie, nie 1 keer 'n maand nie. Hulle het daagliks volhard. Dis konsekwentheid. Elke dag. Oor en oor. Dis nuwe gewoontes wat jy aanleer. Dis nuwe gebruike, praktyke in jou lewe wat ontstaan. Maar jy moet konsekwent wees. Baie belangrik. Partykere in die oggende, as my voete die grond slaan, ek het 'n gewoonte, dan stap ek af met die trappe. Ek het so 'n plekkie waar ek my stilte tyd elke oggend doen. Party oggende is ek regtig moeg. Ek kan nie eers my brein aanskakel nie. Maar dan begin ek die Onse Vader bid. Maar daar's 'n konsekwentheid elke dag in wat ek doen. Ek probeer dit inbou. Daar's 'n sekere app wat ek nou gebruik om my te herinner aan gebede wat ek moet doen, spesifieke tye van die dag. Ek wil myself totaal en al oorgee aan God. Konsekwentheid, nie intensiteit nie. Dit help nie jy gaan bid 3 ure 1 keer elke maand nie. Nee, bid elke dag, 3 keer 'n dag, vir 5 minute lank. Bid. Iets wat ons moet onthou, is daar is oppositie. So wat verhoed ons toewyding? In die eerste plek, ander stemme.
Ons sien die ander stem in die tuin van Eden, né? Kom fluister. Jy's nie God se liefde werd nie. Dink jy hierdie 3 minute wat jy nou bid, maak 'n verskil? Ek sien nie dat dit jou lewe verander nie. Daar's die hele tyd ander stemme. Partykeer is dit mense wat lief is vir ons, wat vir ons sê, "Oorie, ag, maar jy hoef nie, ek dink nie God verwag dit van jou nie." Dis mense wat omgee. Wat's daai ander stemme wat jou die hele tyd verhoed? Die hele tyd verhoed om jouself toe te wy aan die Here. Dis interessant, Paulus skryf aan die kerk in Galasië, in Galasië 1 vers 8, hy sê, tot as 'n engel van die lig na julle toe kom en vir julle iets anders verkondig, moenie luister nie. Onthou die oorspronklike evangelie. God vra toewyding, moenie luister na daai ander stemme nie. En dan natuurlik is daar baie afleidings. En ek moet vir julle sê, hierdie is my worstelstryd op hierdie stadium. Baie afleidings. As jy dink aan die gelykenis van die saaier, né? Daardie derde saad, wat val op goeie grond, en dit kon ontkiem en dit begin groei, maar dan sal die dussels en die dorings, né, wat dit versmoor. Is die rykdom en die sorge van hierdie lewe, afleidings vir my en jou konstant. Wat is die afleidings in jou lewe? Wat jou verhoed om toegewy te leef? Wat trek jou aandag net so bietjie af? Dit lyk asof dit goed is, maar is dit? En dan die derde een, gemaksigtigheid. Ek glo hierdie is die grootste boosheid van ons tyd. Iewers het iemand ons oortuig dat die beste lewe om te leef is 'n gemaklike lewe. Net easy. Nie te veel. Hoe kan ek die minste doen om die meeste te kry? Ek bedoel, hoeveel life hacks is daar nie vandag nie, né? Wat is 'n hack? 'n Hack is dis ietsie wat maklik is, maar jy kry great resultate daarvoor. Jy hoef nie toegewy te wees aan enige iets nie. Die lewe is net maklik. Ek bedoel, ons verbruikerskultuur maak dit so gemaklik as moontlik vir jou om te koop. Eers het ons gedink, shopping malls, dis die ideal. Die probleem is, shopping malls maak 8 uur toe. Nou het ons aanlyn, e-commerce, 24/7 'n dag. Jy kan enige tyd koop. Dis gemaklik. Kom myself nie herhaal nie. Checkers, 60-60. Hierdie week weer 'n ongeluk gesien. Haai ouetjies sit hulle lewe op die spel vir jou gemak. Iemand betaal die prys vir jou gemak. Jy maak jou kind se lewe gemaklik. Jy gaan die prys betaal. Jy gaan vir daai kind kyk tot jy doodgaan. Dis wat gebeur. Gemak is een van die grootste probleme van ons tyd wat ons verhoed. Jou wekker gaan 5:30 af, jy moet gaan bid en stilte tyd hou, maar dis winter, dis koud, dis gemakliker om in die bed te bly en om daar te lê en te sê, Here, hier waar ek lê, dink ek nou aan U, né? Makliker. As om af te gaan na 'n plek toe en op jou knieë te gaan en jouself toe te wy. Gemaksigtigheid. As ek met NG Kerke praat, sê ek vir hulle, dis die grootste boosheid van ons tyd. As ek met AGS en Pinksterkerke praat, dan sê ek, dis die grootste demoon van ons tyd. Ek praat jou taal, maar wat jy moet verstaan is, gemaksigtigheid is 'n wesenlike probleem. Ek sien dit in maatskappye, jonger generasies wat inkom. Hulle soek dit gemaklik. Alles moet net werk vir hulle. As dit nie doen nie, dan koop hulle nie. Ek kan jou na prokureurfirmas, auditfirmas, ingenieursfirmas toe vat, waar jong mense, hulle ouers, daar's 'n studie gedoen oor midstream estate. Dat kinders wat in midstream groot word, jou skool is daar, alles is daar. Alles wat jy nodig het is in midstream. Kinders wat uit midstream uit beweeg, meerderheid van hulle sukkel om te koop buite die estate. Hoekom? Gemaksigtigheid.
Ek verstaan veiligheid is belangrik, maar ons moet verstaan wat so groot vyand gemaksigtigheid is. Nou, wat is die voordeel van toewyding? Vinnig, in die eerste plek, daar's korttermynvoordele. Jesus sê dit self. Jy hoef nie bekommerd te wees as jy toegewyd aan hom leef nie. Jy hoef nie bekommerd te wees oor wat jy eet, of wat jy drink, of oor die dag van môre nie. Al wat hy sê is, soek die koninkryk van God. Wees ten volle toegewyd aan my, en jy hoef jouself nie te bekommer nie. Gaan jou lewe gemaklik wees? Nee, nie noodwendig nie. Maar jy hoef jouself nie meer te bekommer nie. God sal vir jou sorg. En hy sal seker maak, hy ontvang jou in die ewigheid in, en waar jy vir altyd saam met hom sal leef. Daar's korttermynvoordele, maar daar's ook langtermynvoordele. Ons sien as jy getrou is oor klein goed, dan gee God vir jou meer en meer en meer. Matteus 25 vers 23, mooi so, goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, en oor baie sal ek jou nou aanstel. Romeine 6 vers 13. Nee, stel julle in diens van God, as mense wat dood was, maar lewend gemaak is. En stel elke deel van julle liggame in diens van God, as werktuig, om te doen wat God wil. Hier's my ooreenkoms met die Here op hierdie stadium, en ek wil jou uitnooi om dieselfde te doen. Kom ons doen klein goedjies, asof dit groot goed is. Want dan doen God groot goed, asof dit klein goedjies is. Dis die uitnodiging. So ek wil jou vra, moenie jou geloof verloor in die einde van die storie nie. Moenie opgee met jou toegewyde lewe nie. Hou aan elke dag, wees konsekwent. Ja, daar's 'n prys om te betaal. Jesus sê in Lukas 14 vers 26, tel op jou kruis en volg my. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U ons uitnooi om hierdie pad saam met U te stap, van 'n lewe wat totaal en al toegewy is aan U. En ek wil vra, Here, dat U ons sal help met konsekwentheid in ons lewens. Dat ons onsself sal ondersoek. Dat ons sal leer hoe ons nader en nader aan U kan kom, sodat ons beter besluite kan neem, Here, oor dit wat werklik belangrik is. Sodat ons lewens kan leef, Here, wat ons eendag in die ewigheid laat instap saam met U. Ek wil vra, Here, seën ons, uit U genade help ons, Here, sodat ons in U voetspore kan volg. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ons gaan nou heerlik saam kuier en koffie drink. As jy vandag vir die eerste keer hier is, asseblief kom vorentoe, kom stel jouself voor aan my of aan Jan. As jy uitry vanoggend, asseblief gebruik die onderste hek en soos gewoonlik, daar's by die stopstraat, asseblief draai links, dis gevaarlik om regs te draai. Ontvang die seën van die Here. Die liefde van God die Vader, die genade van sy Seun Jesus Christus en die teenwoordigheid en die krag van die Heilige Gees is saam met elkeen. Amen.